As ek dink aan Kersfees, as ek jou moet vra om te dink aan Kersfees, wat is iets rondom hierdie feestyd wat deurlopend net altyd daar is? Iets wat ek en my ma altyd gesê het ons wil baie graag beleef is 'n White Christmas, die konsep van die sneeu en die dennebome en al daai oulike goedjies. Nou ek het dit nog nie self beleef nie, maar dis iets wat hulle nou in die noordelike halfrond het en ek en my vrou praat eintlik gister oor die konsep van haar familie wat geskenke op ou Kersaand oopmaak. En ek het groot geword in 'n huis waar jy maak dit Kersoggend oop. En jy het al hierdie verskillende goeders, maar die een deurlopende ding wat ek wil sê, wat ek altyd sien, maak nie saak waar jy jouself bevind nie, is lig. As jy dink aan Kersfees, dan dink jy aan die liggies, jy dink aan die ster wat die wyse manne gevolg het, jy dink aan die konsep van lig. En dit is waar ons Sondag althans, maar met ons laaste boodskap afgeëindig het, is hoe daar hierdie ongelooflike duisternis en sonde en gebrokenheid in die wêreld was en die wêreld het uitgeroep. Die Ou Testament sien ons hierdie storie van mense wat roep na lig. En dan sien ons kom of ons het deur die goed gegaan, ons het deur die missie Oudei gegaan, en dit het gegaan oor God se plan, sy missie, dat toe gebrokenheid ingetree het, het hy reeds 'n plan in plek gehad. Het hy klaar bestem vir 'n redding om te kom, en dan gaan ons deur en ons kom toe by Jesaja 9 vers 1, dat deur hierdie gebrokenheid, deur hierdie storie wat ons deur die Ou Testament volg, dan kom God en hy beloof vir ons die volgende, en ek lees vir ons in Jesaja 9 vers 1, die mense wat in die donkerte geleef het, sal 'n groot lig sien. Die lig sal skyn op almal in die land waaroor die dood 'n skaduwee gegooi het. Vers 5, want 'n kind is vir ons gebore, 'n seun is aan ons gegee, hy sal die heerser wees met die koninklike titels, wonderbare raadsman, magtige God, ewige Vader, vredevors. Sy heerskappy en vrede sal voortdurend uitbrei en nooit ophou nie. Vanaf die troon waarop sy voorouder Dawid gesit het, sal hy vir altyd regverdig en reg regeer. Die toewyding van die Here die Almagtige sal dit waarborg. En ons het gesien hoe aan die einde van hierdie hopelose storie 700 jaar voordat Jesus in die prentjie kom, profeteer Jesaja en hy stel hierdie belofte van God vas, dat ek stuur lig. In die midde van die gebrokenheid, in die midde van die duisternis, in al hierdie dinge is daar 'n hoop. En as daar 'n stuk in die Bybel is wat hierdie vir ons so mooi opvang, hierdie hoop, hierdie God wat afgekom het, vlees geword het, hierdie lig, dan sien ons dit in Johannes 1. En ek gaan vir jou vra om daar oop te maak. Ons gaan vanoggend baie Bybel lees, maar ons gaan hoofsaaklik tussen Johannes en dan Matteus 1, Johannes 1 en Matteus 1 wees. So ek gaan vra dat jy vir my jou Bybel sou oopmaak. So is belangrik as jy jou Bybel hierso het, dat jy self die Bybel lees. Dit is God se soewereine woord en ons is oortuig in ons wese daarvan dat God se woord is lewendig en dat hy 'n transformerende krag. So as jy jou fisiese Bybel het, maak hom daar oop. As jy jou foon het, maak YouVersion oop, maar volg saam met ons. En ek lees vir ons vanuit Johannes 1 tot en met vers 15 toe. En ek gaan vir julle vra om to bear with me. Ons gaan hierdie stuk lees en ek gaan op spesifieke dele fokus, maar dit is ook vir my belangrik is dat jy dit voor jou sien. En wanneer ons praat oor hierdie lig in hierdie gedeelte, sien ons die woord lig 7 keer. 7 keer word hierdie woord vir ons herhaal en dit is vir ons so mooi want dit is hierdie vervulling van die belofte van hierdie wat God beloof het 700 jaar voor Christus se kom. So ek begin by vers 1. Heel aan die begin het die woord reeds bestaan. Die woord was by God en die woord was self God. Hy was reeds in die begin by God. Alles het deur hom ontstaan en sonder hom het nie een ding wat bestaan ontstaan nie. In hom was daar lewe en die lewe het gedien as die lig vir die mense. Die lig skyn in die duisternis, ja, die duisternis het dit nie uitgedoof nie. Daar was 'n man gestuur deur God met die naam Johannes. Hy het gekom met die doel om 'n getuienis te lewer, om van die lig te getuig, sodat alle mense op grond van sy getuienis sou glo. Hy was nie self die lig nie, maar het net gekom getuig oor die lig.
Hy wat die betroubare lig is, wat elke mens verlig, was op pad na die mensewêreld. Maar toe hy wel in die wêreld was, die wêreld wat deur hom ontstaan het die mensdom hom tog nie erken nie. Nou, ek gaan net daarso stop van nou, ons gaan weer terugkom na die teks toe. Maar iets wat ek vir jou wil sê rondom wat Johannes hiervan praat, en ons gaan sy woorde 'n bietjie gaan afbreek, gaan kyk wat se woorde hy eintlik gebruik in die oorspronklike Grieks. Maar iets wat ongelooflik mooi is hy bring hierdie tema wat in kontras staan met donkerte. En as ons praat van donkerte, jy kan weet in jou omstandighede, as jy sê ek gaan deur 'n donker tyd, dis nie noodwendig dat daar nie lig was nie, die son het opgegaan en gesak, net soos enige ander dag. Maar wanneer hy praat hierso van hierdie donkerte, praat hy van 'n moedeloosheid en 'n hopeloosheid en 'n wêreld wat hoop nodig gehad het. En hy praat van hoe daar hierdie lig sal wees, wat in teenstand gaan wees met hierdie donkerte. En wanneer Jesus kom, dan sê dit dat die lig skyn in die duisternis. Ja, die duisternis het dit nie uitgedoof nie. Nou wat cool is as jy na daai oorspronklike woord gaan kyk, het dit nie uitgedoof nie. Daai woord uitdoof, as jy kyk na verskillende vertalings, veral in die Engels, dan hoor jy die twee verskillende, ek wil amper sê translations, is the darkness did not overcome it, and the darkness did not comprehend it. So hy het dit nie oorkom nie en hy het ook nie begryp nie. Nou, hoekom hierdie belangrik is die oorspronklike Griekse woord is uit 'n baie breë toepassing, maar wat jy amper die woord as kan sien is meester, bemeester. Wat hy sê is dat die donkerte kon hierdie lig nie bemeester het nie, en ons sien die twee kante hiervan. Dat die donkerte kon nie heers oor hierdie lig nie, maar kon dit ook nie begryp nie. En dit is wat hy van praat hierso, toe Jesus in die wêreld ingekom het. Hy was hoop en hy was lewe, en dit is wat lig doen. Lig bring hoop, dit bring lewe. Maar lig ontbloot. En ek wil vir jou sê dat as jy vasgevang is in sonde, as jy vasgevang is in gebrokenheid, as jy vasgevang is in hierdie plek waar jy verkeer in maniere wat jy nie moet verkeer nie, is die laaste ding wat jy wil hê, is om geontbloot te word. Maar dis wat Jesus kom doen het, is hy die gebrokenheid van die mensdom kom ontbloot. En hy moes dit doen sodat ons kon sien hoe nodig ons hom het. En soos wat ek laasweek gesê, Kersfees dan word 'n viering van 'n tyd, 'n hoofstuk in hierdie storie waar belofte deur God vervul kom word. En ons sien hoe die lig intree, en hy doen vir ons hierdie ding, hy bring vir ons hoop. Hy bring vir ons hy ontbloot dit wat verkeerd is, dit wat gebroke is. Maar ons as die wêreld ontvang hom nie. Ons kan nie begryp wie hy is, wat hy behels nie, maar saam met dit wil ons nie met hom te doen nie. Want ons sondige natuur, die gebrokenheid van die mens, is in teenstand met dit wat God bring. Nou, as ons teruggaan na hierdie stuk toe, Johannes 1, en soos ek sê, ek gaan redelik nog ons baie terug verwys, maar dan sien ons dat die stuk begin, dat heel aan die begin het die woord reeds bestaan. Nou, ons gaan later lees dat in vers 14, ek het dit voor die diens ook gelees, dan sê dit, en die woord het mens geword. En wanneer Johannes hierso skryf, dan praat hy van Jesus. So ek gaan Jesus daarso invul elke keer wat ons lees die woord. So heel aan die begin het Jesus reeds bestaan. Jesus was by God en Jesus was self God. Hy was reeds in die begin by God. Alles het deur hom ontstaan en sonder hom het nie een ding wat bestaan ontstaan nie. In hom was daar lewe en die lewe het gedien as die lig vir die mense. Nou, dis my belangrik dat jy hierdie vanoggend sal hoor, want wanneer ons praat van die woord, ek het dit vir 'n lang tyd, voordat ek begin het met my studies, voordat ek regtig in diepte die woord bestudeer het, was hierdie konsep vir my baie vreemd gewees. Wat het hierdie beteken? Die woord, ek het dit amper half gesien as God se stem, het gekom en ek het 'n heel verkeerde idee gehad. As jy gaan kyk na die oorspronklike woord vir die woord, is dit logos. Nou ek sit dit daarso,
op die skerm, en julle sal die Grieks en dan die verduideliking ook kan sien. Hierdie woord beteken nie net woord of uitgespreekte woord nie, maar dit is ook die woord wat gebruik word vir rede of doel. Dit is waarvandaan ons die woord logika kry, so logic, dit kom van die woord logos af. En die rede hoekom ek hierdie vir jou sê vandag is, want toe Johannes hierdie skryf, toe skryf hy dit in 'n periode in die Hellenistic period waar Griekse filosowe, ongelooflik baie gepraat het oor hierdie konsep. What is the meaning of life? Wat is die rede? En jy het 'n klomp verskillende ouens, jy het die nihilists, jy het die stoists, jy het al hierdie filosowe gehad en hulle het konstant gepraat oor die beginsel van logos. Wat is die mens se logos? Wat is die logos van die wêreld? Wat is die logos van die heelal? Hoekom bestaan hierdie goed? En hulle het vir jare hierdie konsep bedink en deurgegaan en deurgewerk. En Johannes kom en hy revolutionize die manier wat ons as mense dink oor logos. En hy sê in hierdie stuk nie net dat die logos, die rede vir ons bestaans as mens, ons bestaansdoel as mens, bestaan nie net vandat tyd begin het, is saam God, is God self nie, maar hy kom in vers 14 en hy sê, hierdie logos, hierdie bestaansdoel het mens geword. En hierdie is 'n ongelooflike konsep om te begryp vanoggend. Want wat Johannes vir ons kom sê is, julle is besig om beginsels in hierdie abstrakte narratiewe te volg oor wat is ons doel, wat is die rede vir ons bestaan, hoekom is ons hier? En Johannes sê, daar is 'n rede en hierdie rede is Christus. Dis hoekom ek en jy hierso is. Hy is die lewe self. Hy is die lig, hy is die hoop, maar hy is die rede hoekom ek en jy hierso is. En hierdie is ongelooflik mooi en dan op die woorde wat Johannes hierso sê, dan hoor jy die ego van 'n Paulus wat later in die Nuwe Testament dan sal skryf, dan sê hy, om te lewe is Christus en om dood te gaan is wins. En hy begryp hierdie, hy besef, maar hy sê maar, Christus is nie net hierdie idee nie, dis nie net 'n persoon wat ons van gehoor het nie, dis nie net 'n persoon wat op 'n kruis gesterf het nie, maar hy's die bestaansdoel vir elke liewe een van ons. Hy kom maak hierdie vir ons vas. En in hierdie, die logos, sien ons bestaansdoel is Christus. En my vraag vir jou vanoggend, een van die vrae wat ek aan jou wil stel, is Christus jou bestaansdoel vanoggend? Is jou definisie van sukses om een te wees met Christus? Om in alles wat jy doen, om na te jaag en hom te verheerlik en om hom te eer en om jou lewe uit te leef gerig op hom? Want dis wat Johannes sê, hy sê as jy nie daar is nie, dan mis jy dit vanoggend. Dis waaroor hierdie lewe gaan, dis hoekom ons geskape is. Ek het een keer te hoor ek iemand sê, that there is a God-shaped hole in every single person's heart. En ons probeer daai gat met soveel verskillende goed te vul met die wêreld en met alles wat die wêreld beloof, en daar is nooit, dis hierdie bodemlose put. Maar as jy besef dat daai yearning, daai roep van ons wat vra, maar hoekom is ek hier, as jy besef daar is Jesus, dan vind jy jou logos. Nou ons praat van Jesus is die lig en hy is die logos. En dan sien ons hoe die woord lewendig word. Hy word mens. Hierdie woord is eintlik nogals kras in die oorspronklike Grieks. Dit bedoel hy word vleis. Nie net mens nie, maar hy word vleis. En Johannes sê dit, want weer eens ons mense wat gedink het, ja, maar Jesus het gekom en hy sê hierdie idee en hy sê die profeet, maar hy sê maar hy word mens soos ek en jy. En wat vir my mooi is, as ons gaan nou na Matteus 1 toe, so ek gaan vir jou vra dat jy daar so oopmaak. Maar dan lees ons hoe Jesus kom. Hoe word hy mens?
Matteus 1, vanaf vers 1 tot 17, begin met die familieregister. Nou, jy moet verstaan, toe Matteus hierso skryf, Matteus is 'n Jood, hy verstaan die Joodse kultuur, en wanneer hy sy boek skryf, dan skryf hy aan Jode. En hy besef dat as hy moet skryf oor die Messias, as hy moet skryf oor Jesus, aan 'n groep mense, wat die Ou Testamentse storie en die skrif en alles wat daarmee gepaard gaan ken, dan moet hy vir hulle oortuig van die feit, hy moet vir hulle wys dat dit wat ons beloof het, dit wat ons verstaan het in die Ou Testament, dit sien ons in Christus tot vervulling kom. En met die familieregister vanaf vers 1 tot 17, dan verduidelik hy al die pad van Abraham af tot by Dawid, deur die ballingskap tot by Josef, Jesus se pa, verduidelik hy hoe Jesus dan deel is, hoe hy uit die stam van Dawid uitkom, soos wat die profeseë beloof het. In Matteus 1, vers 20, lees ek die volgende. Met hierdie dinge in gedagte, voordat ek aangaan, ek moet seker sê, wanneer hy sê met hierdie dinge in gedagte, vers 18 tot 19 verduidelik die predicament waarin Josef homself bevind. Maria se man, hulle is in 'n verlovingstydperk, en ek gaan nou nie in detail ingaan oor die Joodse kultuur en rondom hoe die huwelik gelyk het nie, maar lang storie kort, Josef en Maria is tegnies getroud, maar hulle is in daai wagperiode voordat hulle official saam bly, intiem kan verkeer, en dan vind hy uit maar sy swanger, en omdat hy 'n geregtige man is, sê die woord, wil hy met haar skei, maar hy wil nie dit 'n publieke ding maak nie, want jy kan gestenig word as jy in daai manier moes buite-egtelik besig wees en goed soos dit. Die Here kom verskyn in 'n droom aan hom, 'n engel kom verskyn in 'n droom aan hom, en hy verduidelik vir hom die situasie. Ek begin by vers 20. Met hierdie dinge in gedagte het hy aan die slaap geraak. Daarop verskyn 'n engel van die Here in 'n droom aan hom en sê: "Moenie huiwer om voort te gaan met jou huwelik met Maria nie. Die kindjie wat sy dra is verwek deur die Heilige Gees. Sy sal aan 'n seun geboorte gee en jy moet hom Jesus noem, want hy sal sy volk van hulle sondes red." Nou, ons het in laasweek se boodskap, toe praat ons oor hoe Jesus, sy oorspronklike naam is Yeshua of Jehoshua in Hebreëus, maar Yeshua in hierdie tydperk, en dit beteken Jehovah is salvation. So God red. En dan dit is wat hy hierso aanhaal. Dan gaan hy aan en sê dit alles het gebeur om die Here se boodskap deur die profeet te laat uitkom. Die maagd sal swanger word, sy sal aan 'n seun geboorte gee en die mense sal hom Immanuel noem. Hierdie naam beteken God is by ons. En dan Matteus 2 vers 1 tot 2 lees ons: Jesus is in die dorp Bethlehem in Judea gebore tydens die regeringstyd van koning Herodes die Grote. Omstreeks daardie tyd het daar sterrekundiges uit die ooste in Jerusalem opgedaag. Hulle doen toe navraag: waar is die pasgebore koning van die Jode? Ons het sy ster sien skyn en gekom om hom te aanbid. Nou, hierso is 3 goed uit die koms, die woord wat mens word, wat ek vir jou wil highlight vanoggend. Wat ons sien in hierdie account, in hierdie eerste 2 hoofstukke van Matteus, en dit is 3 profeseë wat vervul word. Die eerste ene is die Messias sal uit die nageslag van Dawid wees. Jeremia 23 vers 5, daar sal 'n tyd kom wanneer ek weer 'n wettige afstammeling uit Dawid se familie koning sal maak. Hy sal 'n verstandige koning wees, hy sal sorg dat reg geskied en almal in die land regverdige behandeling ontvang. En ons sien in die familieregister hoe Jesus kom uit die familie van Dawid uit. Wat ongelooflik belangrik is, want ek dink by myself, maar as hy nie uit Josef uitgebore is nie, is hy dan eintlik deel van hierdie familiestam van Dawid? Ek het 'n bietjie geworstel met hierdie, maar daar's 2 goed. Eerstens, wetlik is Jesus Josef se kind, en tweedens, Maria self was deel van die familie van Dawid. Sy was deel van daai familie, daai family tree. So in dit, wat ons sien is dat daar die belofte gemaak is dat daar 'n koning uit Dawid se nageslag sal uitkom. Maar dan lees ons
dat die maagd het swanger geword. En dan is die tweede ding is, uit 'n maagd gebore sal word. Jesaja 7 vers 14 praat oor hierdie en dan sê dit, daarom sal die Here self aan julle 'n teken gee. Kyk, die maagd sal swanger word en 'n seun baar en hom Immanuel noem. Hierdie is iets wat die slim ouens, die teoloë, die ouens wat die Bybel bestudeer vir jare en jare en jare, jy het wat ons noem liberale teoloë. Hulle kyk na die Bybel en hulle sê hierdie is 'n cool storie, maar dis nie waar nie. En hulle het 'n interpretasie van die skrif wat ek persoonlik nie mee align nie, maar die liberale kant sê ook dat wat Matteus hier, of wat hierdie profetiese woord wat Jesaja van profeteer in hoofstuk 7 is nie eintlik van 'n maagd nie. En ek het nou in die ou vertaling gelees wat praat oor die maagd wat sal swanger word, maar alle vertalings sê nie die jong vrou. En Matteus kom en hy kom spreek enige verwarring wat daar dalk mag wees, en in die oorspronklike Grieks dan sê hy uitdruklik die maagd sal swanger word. Sy sal aan 'n seun geboorte gee. Hy verduidelik Maria en Josef se storie sodat daar geen verwarring is nie, dat jy nie kan hom en haar oor hierdie nie, maar dat jy sal weet dat die maagd het werklik swanger geword. En hoekom hierdie belangrik is vir my en jou teologie, vir hoe ons die woord verstaan, vir hoe ons Christus verstaan, is Romeine 5 praat van hoe sonde in die wêreld deur Adam gekom het. En deur Adam is sonde oorgedra van geslag tot geslag. Ek lees in Romeine 5, toe Adam gesondig het, het sonde in die wêreld ingekom en deur Adam se sonde ook die dood, en so die dood tot alle mense deurgedring. En hulle praat hierso van die saad van die man het geslag nog geslag nog geslag, het dit hierdie sondige natuur oorgedra. En wat moes gebeur het, is Christus moes buiten hierdie gekom het, hy moes buiten hierdie vasgemaak gewees het, as een wat mens is, maar nie in sonde is nie. En dis wat ons sien hierso, wanneer hy in hierdie hoofstuk uitdruklik praat van die maagd wat aan die kind geboorte gee. En dan die laaste punt is hy is gebore in Bethlehem, en ons het dit in Matteus 2, die eerste vers gelees. En ek wil vir julle sê, daar's sekere goed wat jy deur die Bybel sien, sekere goed wat jy hoor en lees, wat regtig, en ons het laasweek 'n bietjie daaroor gepraat, wat jy soos rock, en die feit dat Jesus in Bethlehem gebore was, is mind-blowing. Hy het alle plekke uit. In Micha 5 vers 1, hier is een van die klein profete in die Ou Testament. En jy, Bethlehem Efrata, klein om te wees onder die geslagte van Juda, uit jou sal daar vir my uitgaan een wat die heerser in Israel sal wees. En sy uitgange is uit die voortyd, uit die dae van die ewigheid. Wat mind-blowing is Matteus skryf, en Jesus kom toe hy gebore is, en hy's gebore in Bethlehem. Nou, die woord Bethlehem beteken in Hebreëus the house of bread, die huis van brood. En hoekom hierdie belangrik is om te weet, is dat daar is vrugbare grond gewees, hulle het koring en al hierdie ander goeders daar gegroei, en hulle het ongelooflik brood daar gemaak, en dis hoe hierdie stad geken was. En dan kom Jesus op 'n ander punt en hy sê, ek is die brood van die lewe. Hy kom in Johannes 6 en hy praat hierso met hierdie mense en hulle sê vir hom, watter wonderteken doen u dan sodat ons kan sien en tot geloof in u kan kom? Wat besonders doen u vir ons? Ons voorvaders het tog manna in die woestyn geëet, soos daar geskryf staan, brood uit die hemel het aan julle gegee, het ek aan julle gegee om te eet. Jesus het hulle daarop geantwoord, ek verseker julle, dis nie Moses wat aan julle die brood uit die hemel gegee het nie, maar my Vader. En dit is hy wat nou aan julle die ware brood uit die hemel gee. Die brood van God is hy wat uit die hemel kom en aan die mensheid lewe gee. Hulle het toe vir hom gesê, meneer, gee altyd vir ons hierdie brood. Jesus sê vir hulle, ek is die brood wat lewe gee. Wie na my toe kom, sal nooit weer honger word nie. En wie op my vertrou, sal nooit weer dors word nie. En Jesus
Die brood van die lewe is gebore in the house of bread. Maar dan gaan dit 'n stap verder. Bethlehem is so ongeveer so 10 kilometer weg van die tempel van Jerusalem af. En dit was hierso waar hulle die slagofferlamme groot gemaak het wat in die tempel gebruik sou word as offers. En Johannes sê in daai einste hoofstuk in hoofstuk 1, kyk, daar is die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem. En Jesus kom in 'n seemingly klein en insignificant klein dorpie, maar hy kom maak vir ons iets ongeloofliks vas, as hy kom as die brood van die lewe in die huis van brood. En hy kom as die lam wat geslag sal word vir my en vir jou sondes, in die plek waar elke slaglam vandaan gekom het wat in Jerusalem geslag was. En in dit kom maak hy hierdie belofte en hierdie hoop weer vir my en vir jou vas. Dat hy kom nie toevallig nie, dat die rede hoekom hy kom nie sommer maar net gebeur nie. Sy oorsprong vertel van sy bestemming. En nou moet ek vir jou sê, Jesus kom en hy kom van buite tyd af. En hy bring lig en hoop. Hy word mens, of God word mens, en hy is by ons, Immanuel. Maar saam met dit, is hy die bestaansrede vir my en vir jou vanoggend. Hy's nie net nog 'n profeet nie. Hy's nie 'n goeie voorbeeld of 'n teacher wat kom en oulike parables met my en jou deel nie. Hy is my en jou logos, hy is die logos vir die mensdom se lewe. Want hy bring self lewe. En dan sê hy in Johannes 3:16 dat elkeen wat in hom glo nie verlore gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. En in hierdie opgevang het ons die lig, die logos, die woord en die lewe saamgevat in een persoon. En dis hoekom ons vandag vier, dis hoekom ons vandag celebrate vir wat dit is. My vraag aan jou vanoggend is, wat doen jy met die vervulling van hierdie belofte? Wat beteken dit vir jou vanoggend dat die God wat hemel en aarde geskaap het, buite tyd was, voor enige iets anders te was, dat hy in hierdie gebroke wêreld, in hierdie duisternis ingetree het en gesê het, maar ek is die antwoord. Elkeen wat in my glo, sal nie verlore gaan nie. En wat doen jy vanoggend met daai realiteit? Is jy vanoggend in die kerk, omdat dit is wat jy doen op 'n Kersdag? Of is jy hierso om die feit te vier dat God vlees geword het? Dat hy sy goddelikheid opgegee het vir my en vir jou? Want daarin lê 'n hoop. Daarin lê 'n hoop wat vir my en vir jou onwrikbaar is. En uit hierdie vloei daar 'n rus. En ons praat volgende Sondag oor hierdie rus. Ek gaan vra dat jy vir my jou oë sal sluit. Here, dankie dat ons vanoggend tyd kon spandeer, Here, en net weer herinner kon word om die ongelooflike belofte wat vasgemaak is, die dag toe U aarde toe gekom het. Here, die dag toe God mens geword het. Here, mag ons besef wat dit beteken, Here, dat U in U volheid vir ons hoop
en lig en lewe gebring het. Here, mag ons nooit hierdie feestydperk nonchalantly niet sommer maar net ingaan, Here, maar mag ons besef wat so 'n ongelooflike belofte U kom vervul het daai dag. Here, dankie vir U liefde. Dat U ons so lief gehad het. Dat U enigste seun gestuur het. Ja, ek vra so dat U saam met elke familie nou sal gaan. Waak oor elke persoon, Here, en maak hulle so bewus van U liefde. Ons eer U net daarvoor. In Jesus naam. Amen.